93,4 FM. Jy is ingeskakel hier op Radio Namakwaland 93.4 FM in stereo tot sy eer. Ek het vandag die voorreg om vir Dr. Marius Wasserval te hê en hy is van Medikliniek daar in Kaapstad. Dokter, goeiedag en baie welkom. Hallo Brian, dis 'n voorreg om saam met julle te kuier. Nou dokter, ons praat vandag oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is diabetes. Nou vir die persone wat nie regtig weet wat diabetes is nie, wat is diabetes? Brian, ek dink die eerste ding wat mense moet verstaan is jou liggaam het suiker nodig om te funksioneer. Daai suiker het nodig om in die bloedselletjies in te kom. Dit help nie dat die suiker net sirkuleer deur jou bloedstelsel en by al die organe verbygaan nie. Dit moet uit die bloedstelsel kom, binne in die selletjie. Vir daai proses is insulien noodsaaklik. Nou jou liggaam maak insulien in jou pankreas. So as jy nie genoeg insulien kan maak nie, dan sirkuleer al die suiker in die bloed, maar dit kan nie uit die bloed uitkom binne in die selletjies waar dit nodig is nie. So ook indien jy weerstandig is vir insulien, dan kan jou liggaam nie genoegsame insulien gebruik om die suiker uit die bloed in die selletjies te kry nie. So diabetes is 'n siekte waar jy of te min insulien het, of jy is weerstandig vir insulien weens verskeie redes en gevolglik sirkuleer al hierdie glikose molekules, al die suiker sirkuleer deur jou liggaam in die bloedstroom, maar dit kan nie uit selletjies kom waar dit moet wees nie. En omdat jy so hoë konsentrasie suiker het wat sirkuleer deur die bloed, sirkuleer dit deur die brein, deur die oë, deur die hart, deur die niere en al die verskillende organe en dit veroorsaak skade in daai spesifieke organe. So alhoewel diabetes 'n metaboliese siekte is, lei dit dikwels tot orgaanskade en die skade is natuurlik dan wat die komplikasies veroorsaak van diabetes waarvan ons weet hartaanvalle en beroertes of afsny van bloedtoevoer na jou voete toe wat dan lei tot amputasies en jy kry skade in jou oë of skade in jou niere met nierversaking en dit is alles gevolg van hierdie hoë sirkulerende suikervlakke. Wat is die verskil tussen tipe 1 en tipe 2 diabetes? Reg, so ons het nou gesê jy het die probleem met insulien. Nou as jou pankreas nie insulien kan maak nie, het jy 'n absolute tekort aan insulien. Dit is jou tipe 1 diabetes. Jy kan hulle nie op 'n ander manier behandel as met insulien nie, want hulle pankreas het nie meer die vermoë om insulien te maak nie. Die klassieke tipe 1 diabetes is gewoonlik kinders en is 'n outo-immuun siekte wat beteken die liggaam breek jou eie pankreas af en vernietig die pankreas se vermoë om insulien te maak. Maar die konsep kan dieselfde wees indien iemand 'n siekte in sy pankreas het en ons sy pankreas moet uithaal, of as daar 'n traumatiese insident was en iemand het erge skade aan die pankreas en die pankreas nie insulien kan maak nie. So 'n absolute gebrek aan insulien word dan geklassifiseer as insulienafhanklike diabetes of 'n tipe 1 diabetes. Dit is egter in dieselfde spektrum van siektes, maar dis eintlik 'n ander siekte as die mees algemene tipe 2 diabetes. Nou onthou nou meer as 90% van mense wat diabetes is tipe 2's. Tipe 2 diabetes is baie meer 'n metaboliese siekte van leefstyl. Dis die ou wat 'n pankreas het, sy pankreas maak nog insulien, maar sy liggaam is weerstandig vir die gebruik van daardie insulien. So dis jou tipiese volwassene wat oorgewig is, wat dalk ook hoë bloeddruk het, wat dalk hoë cholesterol het, wat dalk slaapapnee het en die liggaam begin sukkel om met die insulien reg te kom wat die pankreas maak. Gevolglik moet die pankreas al harder werk en al meer insulien vrystel. Daardie pasiënte of die tipe 2 diabetes begin altyd met wat ons noem prediabetes. So hulle is weerstandig vir insulien, so insulienweerstandigheid sit dan om in wat ons noem ingekorte glikose toleransie. Dit beteken jou liggaam kan nie meer lekker regkom met die insulien wat gemaak word nie. En dan later kan jou pankreas nie meer byhou nie. Nou jy moet omtrent die helfte van jou pankreas se funksie verloor voordat jou suikervlakke begin lig
en ons dit optel in die bloed en ons jou dan kan diagnoseer met diabetes. Maar hierdie proses waar tydens die pankreas so hard werk om hierdie weerstandigheid te probeer oorkom, die proses neem 4 tot 7 jaar voordat baie mense hulle suiker laat toets en sien, o gats, my suiker is hoog, ek is 'n diabetes. So die groot verskil is tipe 1 het van die begin af geen insulien. Gevolglik moet hulle met insulien behandel word. Tipe 2 het insulien, maar hulle liggaam is weerstandig vir insulien. So ons kan eers met pille behandel om hulle liggame te help om meer sensitief te wees vir hulle eie insulien of om so klein bietjie meer insulien uit die pankreas uit te kry, maar mettertyd sal selfs tipe 2's se pankreas uitbrand en as jy lank genoeg lewe as 'n tipe 2, dan sal jy later van tyd waarskynlik insulien benodig. Word mense gebore met diabetes of kry jy later in jou lewe diabetes? Nee, meeste van die tyd is dit iets wat ontwikkel. Nou onthou, op hierdie stadium in die wêreld is 1 in 11 mense diabetes. In Suid-Afrika praat ons van so 12,7% van mense. En by verre weg is tipe 2 diabetes meer algemeen. Jy word nie gebore met tipe 2 diabetes nie. Jy kan dalk 'n multifaktoriële genetiese predisposisie hê. Wat beteken as jy 'n klomp familielede het wat later tipe 2 diabetes geword het, dan is jy waarskynlik gepredisponeer daartoe. Maar baie meer as dit, is dit 'n leefstyl siekte. Dit is 'n siekte van onaktiwiteit, ons het baie toegang tot koolhidrate, obesiteit, oorgewig is 'n enorme probleem, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld. Hoe meer oorgewig mense word, hoe meer insulien weerstandig word hulle, en hoe meer sukkel hulle liggaam om hulle suiker metabolisme te kan normaal hou. So tipe 2 diabetes is werklik 'n leefstylsiekte wat ontwikkel en dis by verre weg die mees algemeen. Jy kry wel by tye sekere genetiese abnormaliteite, sekere aangebore abnormaliteite wat maak dit iemand van geboorte af 'n tipe 1 diabetes, maar selfs jou algemene tipe 1 diabetes word gewoonlik in hulle kinderjare gediagnoseer. Dis gewoonlik met 'n redelike dramatiese voorkoms van 'n diabetiese koma of iemand wat flou val, dan kom hulle by die dokter en hulle toets die kind se suiker en is verskriklik hoog. Dis ook meer 'n maar pasiënt. Jou tipe 1 diabetes, onthou hulle het nie insulien. Iets het gebeur, hoofsaaklik van 'n outo-immuunmeganisme, dat hulle pankreas vernietig. So dis iets wat bietjie tyd nodig het, maar dis nie iets waarmee mense primêr gebore word nie. En dan weer eens, net om te beklemtoon, die mees algemene tipe 2 diabetes is eintlik maar, soos die Engelsman sê, tot 'n groot mate self-inflicted, omdat ons leefstyl nie heeltemal is wat dit moet wees nie. Ons raak meer oorgewig en oor jare raak jy weerstandig vir jou eie insulien en dan ontwikkel jy die sindroom van diabetes. Dokter, wat is die oorsaak dat kinders op 'n vroeëre ouderdom diabetes kry? Die moeilikheid daar gaan werk oor of jou pankreas insulien kan maak of nie. Nou jou pankreas het selletjies wat ons noem die beta-selletjies en hulle maak insulien. As jy 'n outo-immuunsiekte het met antiliggame wat gaan bind op die pankreas en jou pankreas vernietig, dan kan daai kind se pankreas nie meer insulien maak nie. So dis gewoonlik outo-immuniteit wat dit veroorsaak. Daar is tot 'n mate ook genetiese faktore, maar dit is dikwels dat ons kry dat hier 'n kind is wat 2 jaar oud is of 10 jaar oud is, wat skielik 'n diabetes word en daar's niemand in die familie wat 'n diabetes is nie. So dis nie noodwendig geneties nie. Jou tipe 2 diabetes, natuurlik my ma en my pa en my oom en my tannie almal tipe 2 diabetes was, dan kan ek aanvaar my risiko daarvoor is heelwat hoër. Is hierdie siekte oordraagbaar? Nee. Dit is 'n leefstylsiekte en dit is 'n genetiese siekte, maar diabetes is nie oordraagbaar nie. Wat is die simptome van diabetes en verskil dit van mekaar of is dit soortgelyk simptome? Weet jy Brian, daai is 'n verskriklike belangrike vraag wat ek dink almal baie mooi moet verstaan. Die probleem met veral tipe 2 diabetes is daar is nie simptome nie. So oor tyd, omdat mense oorgewig is, oor tyd ontwikkel hulle diabetes, oor tyd ontwikkel hulle orgaanskade sonder enige simptome. Die simptoom waarmee hulle dikwels presenteer is die orgaan wat seer gekry het. So as jou hart seer kry van diabetes en jy het jou are geblok van die proses van aterosklerose,
dan presenteer jy met 'n hartaanval of jy presenteer met hartversaking en dis jou eerste simptoom. Jou eerste simptoom kan 'n beroerte wees. Dit kan oogskade wees met visieverlies, maar jy hoef nie enige simptome van diabetes as sulks te hê voordat jy presenteer met die komplikasies en die simptoom gekoppel aan die komplikasie nie. Hierdie is anders as die tipe 1 diabetes. So onthou tipe 1 diabetes het nie insulien nie. Hulle suiker gaan baie vinnig baie hoog op en as hulle hierdie hoë suikerheid wat sirkuleer in hulle bloed, raak hulle verskriklik dors en hulle gaan urineer verskriklik baie. So daai pasiënte wat baie dors is, baie toilet toe gaan, ons praat van polyurie, polydipsie. Dit is simptome wat kan inpas met baie hoë suikers, maar dit is baie meer geassosieer met 'n tipe 1 diabetes of iemand wat skielik progresseer van insulienweerstandig na baie hoë suikers. Maar die groot probleem met diabetes is daar is dikwels nie simptome totdat daar komplikasies is nie. En dit is waarom daar spesifieke riglyne is van watter pasiënte geskreen moet word, soos die Engelsman sê, om te kyk, is jy nie dalk 'n diabetes nie? En daai riglyne moet streng toegepas word sodat ons mense vroeër kan optel, omdat diabetes op sy eie nie presenteer met simptome in die oorgrootste meerderheid van mense nie. Watter liggaamsdele word gewoonlik die meeste aangetas as ek nie reg eet of die regte voedingsstowwe inkry nie? So diabetes tas die bloedvatstelsel aan. Ons het nou gesê jy het 'n klomp suiker wat sirkuleer in die bloedvatstelsel en dit sirkuleer deur organe. So daar is die baie algemene en bekende bloedvatkomplikasies, ons noem dit die vaskulêre komplikasies. Nou kan jy die bloedvate gaan deel in die groot bloedvate en die klein bloedvate. Die groot bloedvate is die bloedvate wat nog sirkuleer deur die hart, die brein en die bloedvate op pad na die bene toe. Ons praat van makrovaskulêre komplikasies en dit is dan hartaanvalle, hartversaking, beroertes en oor tyd as jy nie bloedtoevoer na jou voete toe het nie, dan kan jy selfs 'n toon of 'n voet of onderbeen verloor omdat jy nie bloed daar kan kry nie, so amputasies. Die klein bloedvate, praat ons nou van die bloedvaatjies agter in die oog, die bloedvaatjies binne in jou nier en die bloedvaatjies rondom die senuwees en dit was die langste senuwees, so die senuwees wat na jou hande toe gaan en na jou voete toe gaan. So van die klein bloedvatkomplikasies praat ons van skade of retinopatie, nierskade of nefropatie met nierversaking en dan 'n neuropatie, skade van senuwees, dikwels hande en voete wat dan begin brand of wat sensitief raak in die aand as jy slaap. Maar hierdie is net die vaskulêre komplikasies. Jy kry ook hoër risiko's van kankers, jy kry hoër risiko's van demensie soos Alzheimer's, jy kry katarakte, in swangerskap kry jy komplikasies. Jy kry swakker wondgenesing, die immuunstelsel is 'n bietjie onder druk, so jy kry swakker immuniteit met makliker infeksies, veral swaminfeksies, baie keer tussen tone of in die liefde of by die vroue dele in die private areas. So daar's 'n verskeidenheid van komplikasies. Die mees belangrike komplikasie wat diabetes doodmaak en hulle lewenskwaliteit die meeste affekteer, is maar hartaanvalle en beroertes. So dit val onder die groot bloedvatkomplikasies wat ons na verwys as makrovaskulêre komplikasies. Hoe beïnvloed diabetes my eetgewoontes? Ek dink die primêre probleem is dat eetgewoontes lei dikwels tot diabetes. So ek sal daai vraag anders ombenader. As jy kyk na die wêreld, het ons gesê obesiteit, oorgewig is besig om regtig 'n internasionale pandemie op sy eie te word. Mense raak meer oorgewig en gevolglik sukkel hulle met hulle suikermetabolisme. Nou, die rede hoekom mense meer oorgewig raak is omdat ons te veel energie inneem in wat ons eet en ons nie daai energie verbrand in dit wat ons doen. Omdat daar soveel meer verfynde kosse en koolhidrate beskikbaar is en porsiegrootte so groot probleem is, eet mense te veel. So as jy gediagnoseer word met diabetes, dan kan meeste mense in daai eerste jaar, as jy dit kan regkry om tussen 10 en 15% van jou liggaamsmassa te verloor, dan kan jy jou diabetes terug in remissie sit, terug na by normaal kry. Dit is egter baie moeilik om gewig te verloor. So as jy die vraag vra, hoe beïnvloed diabetes my eetgewoontes?
Dan kan ons sê as jy dit kan regkry om minder energie in te neem, so jy kyk na die tipe kos wat die meeste energie bevat, dis koolhidrate en gewoonlik vette. So as jy dit kan regkry om minder energie in te neem, om jou liggaamsmassa weer terug te kry na normaal en om daai 10 tot 15% gewig te verloor, dan kan jy jou diabetes aanvanklik in remissie kry. Selfs vir die pasiënte wat reeds gevestigde diabetes het baie jare lank. As jy jou koolhidraatinname verminder, ek sê nie sny uit nie, maar as jy koolhidraatinname verminder en as jy jou energieinname verminder, dan het jy baie minder medikasie nodig, want jou liggaam het nie nodig om hierdie geweldige groot hoeveelheid suiker om te hanteer nie. Onthou, koolhidrate word omgesit in verskillende vorms van suiker. So mense wat diabetes dink baie keer, ek moet net chocolates en Coke uit my dieet uitsny. Nou dis waar, chocolates en Coke en jou suikerbevattende koeldranke, dit is skoon suiker wat jy in jou liggaam sit. Maar koolhidrate, nou praat ons van al die graan, ons praat van brood, ons praat van pasta, rys, aardappels en dan verskeie groentes het bietjie koolhidrate in. As jy te veel koolhidrate in jou maaltyd het, daai koolhidrate word ook omgesit in verskillende vorms van suikers en jaag jou suiker op. So die eetgewoonte van 'n diabetes moet regtig gebaseer wees op die mediterrane dieet. En mense kan dit gaan Google. Dis die enigste bewyste dieet wat werk om komplikasies van diabetes te verlaag. Nie een van die ander dieete, nie Banting nie low carb, high fat nie, die paleo dieet, die Atkins dieet, noem dit maar. Die enigste dieet wat 'n verskil maak is waarvoor ons data het, is die mediterrane dieet, maar dit gaan grootliks oor minder energieinname, minder koolhidrate, meer vars vrugte en groente, beperk jou rooi vleis, maar die grootste deel gaan eintlik maar oor energie en spesifiek koolhidrate. Kan diabetes veroorsaak dat ek my sekere dele van my liggaam kan verloor, veral as ek nie gesond eet nie? Ja, diabetes kan lei tot, ons het gesê orgaanskade en ons het gesê bloedvataantasting. So, indien jy mettertyd, kom ons sê dit iemand wat hulle diabetes verwaarloos, hulle eet nie reg nie, hulle bly oorgewig, hulle toets nie hulle suiker nie en die suikers is baie hoog en dit is gewoonlik gepaard gaande met hoë bloeddruk en hoë cholesterol. Nou blok jy die bloedvate wat suurstof in bloed vat, kom ons sê na jou voete toe. So iemand sal dan skade hê op hulle voet, kom ons sê jy trap aan 'n stukkie glas. Maar of jy weet nie daarvan nie, want die senuwees is aangetast, en spesifiek het jy nie meer bloedtoevoer na die voet toe nie, want die bloedvate is geblok as gevolg van aterosklerose as gevolg van diabetes. So jy het 'n wond op jou voet wat nie gesond kan word nie, want die bloed kan nie daai wond bereik nie. En as jou voet dan begin infeksie kry, en infeksie raak al hoe erger, dan kan dit wees dat iemand presenteer met 'n septiese toon of 'n septiese voet, en ons gaan kyk en ons sien dit help nie, ek gee vir jou antibiotika nie, want die antibiotika moet deur die bloedstroom by die voet uitkom, maar jy het nie meer bloedtoevoer na jou voet nie. En dan moet 'n mens 'n toon of 'n voorvoet of 'n voet of 'n onderbeen amputasie doen op daai vlak wat iemand nog goeie bloedtoevoer het. So jy kan 'n ledemaat verloor, jy kan natuurlik visie verloor, as jy skielik bloedvatskade in jou oë kry, of katarakte kry, dan kan jy visie verloor. Jy kan nierfunksie verloor deur die komplikasies, en helfte van diabetes kan 'n mens verwag gaan deur die loop van hulle lewe nierversaking ontwikkel. Jy kan hartspier verloor, dan ontwikkel mens hartversaking. So as jy spesifiek praat van dele van die liggaam, meeste mense weet van amputasies en jy kan 'n voet verloor, maar onthou jy kan skade veroorsaak in baie ander organe. Jy kan 'n beroerte kry en 'n deel van jou brein verloor, dan kan jy nie daai deel beheer in jou liggaam beheer wat jou brein beheer het nie. So alhoewel jy 'n voet kan verloor en 'n been kan verloor, is daar baie ander organe wat ernstige skade kan kry. Dokter, hoe gereeld moet ek die dokter gaan sien as daar 'n geskiedenis van my familie is wat diabetes is of was? So die riglyne het nou onlangs verander. Alle oorgewig mense moet jaarliks by 'n dokter of by 'n kliniek 'n suiker laat toets, almal bo 35. As jy 'n hoë risiko het, as jy familiegeskiedenis het, ma en pa en broers en susters is almal diabetes, dan sal ek waarskynlik sê van 'n vroeë ouderdom af, jy kan dit doen van 15 of van 20 af,
doen net jaarliks 'n vastende suikertoets met 'n vingerprik. En kyk, ek het pasiënte wat van kleins af groot geword het met takeaways en hulle is oorgewig vandat hulle 3 jaar oud is. Hulle presenteer nou by my, nou is hulle 17 of 18 jaar oud, hulle is al 10 jaar lank oorgewig en hulle is tipe 2 diabetes. Dis iets wat ons 20, 30 jaar gelede nie gesien het nie, maar deesdae is mense so vroeg oorgewig dat daai 4 tot 7 jaar periode gaan verby en iemand wat baie jonger is kan tipe 2 diabetes wees. Die algemene riglyn is egter as jy familiegeskiedenis het en as jy oorgewig is, begin op 35 en dien jaarliks 'n suikerbloedtoets, 'n vingerpriktoets by jou dokter. Maar as jy sterk familiegeskiedenis het, veral as jy oorgewig is, sal ek selfs in die tienerjare al begin daarmee. Watter kossoorte is gesond om te eet en watter kossoorte moet ek vermy? Daai vraag is natuurlik bietjie meer kompleks want ek wil amper sê mense moet holisties na iemand se dieet gaan kyk. Wat is beskikbaar vir hulle om te eet en watse dieet kan hulle byhou? So eerder om te sê ek mag nooit sjokolade eet nie, sal ek sê as jy dit kan regkry om net 'n halwe blokkie sjokolade te eet, gaan jy baie beter daartoe wees as die ou wat ons sê jy mag nooit sjokolade eet nie en na 2-3 weke kan die man nie meer nie en dan gaan jy 3 blokke sjokolade op. So jy moet kyk wat die persoon kan regkry. Dit is belangrik om al die obvious suikers te vermy. So ja, sjokolade, meeste lekkers wil jy probeer vermy want dis hoë suikers. Vrugtesappe, skoon vrugtesappe moet jy probeer vermy want jy eet nie net 1 lemoen se sap in 'n glas lemoensap nie. Daai is skoon suiker van 5 of 6 of 7 lemoene. So vrugtesappe moet jy probeer vermy. Skoon suikers wat jy net so eet in sjokolade of suikerkoeldranke, ons praat nou van die gewone Coke of Fanta of Sprite of Grapevine, hier al die skoon suikers moet jy maar probeer vermy. En dan is die belangrike ding om te kyk na die Mediterrane dieet en jou koolhidraatinname te probeer beperk, maar bo alles gaan dit oor porsie grootte. Ons almal eet, baie mense in vandag se tyd eet te veel. So meer belangrik as wat jy eet, gaan oor hoeveel daarvan jy eet. En dan moet jy riglyne volg om te sê ek moet net soveel koolhidrate eet, ek moenie 'n klomp suiker in my koffie gooi, ek moenie 'n klomp sjokolade eet nie, beperk koolhidrate, beperk algemene suikers, meer vars vrugte en groente, probeer skoon vrugtesappe vermy en suikerbevattende koeldranke. Jy kan liewer Coke Zero of Sprite Zero of Fanta Zero en dan is daar 'n paar diabetiese koeldranke wat die versoeting doen op 'n ander manier as met net skoon suiker. Maar mens moet daarna kyk want weer eens gaan dit oor suikerinname en energieinname wat dan lei tot die probleme. Nou ons almal het al gehoor van mense wat die inspuiting neem en baie ander neem slegs die pil of die medikasie wat voorgeskryf word. Hang dit af van my tipe diabetes wanneer ek gediagnoseer is of hoe ek gediagnoseer word? Ja, absoluut. So onthou jou tipe 1 diabetes het nie insulien nie. Ek kan nie daai persoon behandel met 'n pil nie, want ons het nog nie insulien in 'n pilvorm beskikbaar nie. So iemand wat nie insulien het nie, moet met insulien behandel word en dit is 'n inspuiting. Iemand wat egter insulien weerstandig is, jou vroeë tipe 2 diabetes, vir hulle kan ons dikwels met pille behandel en ons het 5 verskillende pille wat ons aanvanklik kan gee om hulle liggame te help om die insulienweerstandigheid te oorkom en om meer sensitief te wees vir hulle eie insulien. Mettertyd sal 'n tipe 2 diabetes egter ook sy pankreasfunksie verloor en as jy lank genoeg lewe, sal jy 'n bietjie insulien nodig hê want jou pankreas sal ook op 'n punt kom wat hy nie meer insulien kan produseer nie. So jou tipe 1 diabetes kry van die begin af insulien. Jou tipe 2 diabetes kry aanvanklik pille baie keer vir baie jare, maar mag dalk later insulien benodig. Nou is daar ander medikasie wat van die luisteraars dalk al van gehoor het wat ook inspuitbaar is. Ons praat van die GLP-1 agoniste en dit is medikasie wat meer op 'n hormoonbasis werk. Dit is miskien buite die gesprek vir nou, maar mense moenie hulle self verwar met daardie inspuiting nie. Nou, party mense ken dit nou dalk as Victoza of Saxenda of Ozempic of Trulicity en dit is medikasie wat
wat wondere verrig met gewigsverlies, maar dit is nie insulien. So as jy kyk na die klassieke tipe 1 diabetes, hulle kry insulien, die tipe 2 diabetes kry aanvanklik pille, maar dit gaan nie net oor waarmee ek jou behandel nie. Dit gaan oor suikerbeheer. So as ek jou nie voldoende kan beheer met pille nie, dan het 'n mens 'n bietjie insulien later selfs vir 'n tipe 2 diabetes nodig. Dokter, almal het nie altyd die nodige fondse om hierdie gesonde kos te kan koop om te eet nie. Watter ander maniere is daar om my gesond te hou indien ek nie in staat is om die kossoorte te kan bekostig wat vir 'n diabetes aanbeveel word nie? Ek dink dit is 'n belangrike vraag en ek gaan dit so antwoord. Dit gaan nie oor om die spesifieke kossoorte te bekostig nie. Dit gaan oor die porsiegrootte van die kos wat jy wel kan bekostig en wat jy wel eet. So ek verstaan as jy na die Mediterrane dieet kyk, dat mense sê gebruik net low GI brood en probeer om hierdie natuurlike versoeter gebruik en dit en dat te gebruik. Maar dit is nie noodsaaklik nie. As jy net jou koolhidraatinname kan verlaag en jou vars groente en vars vrugte inname kan verhoog, kan jy reeds baie ver kom. Dieet is natuurlik net een deel van die hantering van diabetes. Die ander deel is fisiese aktiwiteit en oefening. So as jy 'n sekere hoeveelheid energie inneem, maak ten minste seker dat jy daai energie verbrand. En die riglyne sê jy moet tussen 150 en 400 minute per week moet jy oefening doen. Nou praat ons van stap, draf, roei, swem, fietsry, aerobiese oefening, sodat jy daai energie kan verbrand. Daar's egter ook 'n klomp studies wat bewys dat metabolisme word gedryf deur spiere. So jy wil jou spiere bou, want die natuurlike verloop is dat bo 40 verloor mens spierkrag. Inteendeel, elke dekade bo 40 verloor meeste mense 10% van spiermassa en bo 70 15%. So mettertyd verloor jy spiere, jy verlaag jou metabolisme. So al eet jy nie perfek reg nie, as jy kan oefen en jou spiere kan versterk, sodat jou metabolisme hoog hou en jy hierdie suiker en die energie wat jy inneem kan verbrand, dan kan jy ook baie ver kom. So dit gaan oor porsiegrootte. As jy nie noodwendig die perfekte regte kos kan eet nie, dan gaan dit oor porsiegrootte, dink oor die energie wat jy inneem en maak seker dat jy die energie verbrand en 'n normale liggaamsmassa handhaaf met 'n gesonde lewenstyl. Dokter, 'n laaste vraag is gaskoeldrank wat 'n lae hoeveelheid suiker in het gesond om te drink of moet ek dit ten alle tye vermy? As jy kyk na die bewys in die wêreld, weet ons water bly maar die beste vloeistof om te drink. Daarmee saam is dit nou bewys dat koffie en tee saam met water as vloeistof wat jy inneem vir jou 'n 15 tot 20% verlaagde risiko gee van hartaanvalle en beroertes. So wat ek daardeur sê is dat koffie en tee en water is goed vir jou. Jy moet natuurlik nie 10 teelepels suiker in jou koffie gooi nie. So verkieslik sal dit koffie wees sonder enige suiker of tee sonder enige suiker en die studies wys op so 5 bekers koffie op 'n dag is nog gesond vir jou. Dis nie sleg vir jou nie. So water, koffie en tee is bewys om goed te wees. Jou suikerbevattende koeldranke, nou praat ons weer, jy kan gaan kyk, jy kan dit gaan Google, jy praat van Coke en Fanta en Sprite en cream soda en rooi kruidpaaser en oppas vir hierdie gegeurde waters, want baie keer is daar ook baie suiker in. So gaan kyk op die botteltjie hoeveel suiker daarin is. Daai suikerbevattende koeldranke en gaskoeldranke is alles bewys om jou risiko vir hartaanval en beroertes oor tyd te verhoog. En natuurlik as jy 'n klomp suiker in die liggaam insit, dan gaan jou liggaam dit nie kan hanteer nie, want ons het nou net gesê jy wil die skoon suikers eintlik vermy. Nou as jy kyk na die lae hoeveelheid suiker koeldranke, nou praat jy van jou Coke Zero, jou Sprite Zero en jy praat van hierdie lae kilokalorie koeldranke. Hulle is bewys om redelik neutraal te wees. So dit behoort nie jou risiko dramaties te verhoog nie en dit is 'n moontlike vloeistof wat jy jou inname mee kan vervang as jy nie iemand is wat hou van baie water drink nie. Drink liewer jou zero koeldranke of jou lae kilokalorie koeldranke, maar bly weg van skoonvrugtesappe en van jou suikerbevattende gaskoeldranke, want daar is baie goed bewys
hoe sleg dit vir jou kan wees, veral as jy diabetes. En ek was in gesprek met Dr. Marius Wasserval en hy is van Medikliniek in Kaapstad en ek het met hom gepraat oor diabetes. Dokter, ek sê vir u baie dankie dat u vandag met ons kon gesels en ook hierdie belangrike inligting met ons kon deel, sodat ons ook meer kan weet van diabetes. Enige laaste woord van u kant? Dankie Brian, dit is 'n voorreg om te kan gesels. Ek dink ons almal moet net besef, baie van hierdie goed doen ons aan onsself as gevolg van ons keuses wat ons maak. En baie keer sal ons dit wat ons eintlik graag wil hê, eenkant sit vir dit wat ons vandag wil hê. So as ek vandag die chocolates wil eet en die koeldrank wil drink en ek wil vandag nie gaan oefen nie, dan is dit vir my belangriker as soos die Engelsman sê, die ultimate, want eintlik op die langtermyn wil ek 'n lang en 'n gesonde en 'n goeie lewe hê. So soos die Engelsman sê, never put the immediate ahead of the ultimate. Dink oor dit wat jy vandag doen, probeer om 'n gesonde leefstyl te volg, gesond te eet, gereeld te oefen en by 'n normale liggaamsmassa te bly, dan verlaag jy jou risiko vir diabetes, hoë bloeddruk, hoë cholesterol en al die komplikasies wat daarmee saamkom. En vir die wat reeds gediagnoseer is, dis nie die einde van die pad nie. Jy kan baie doen met leefstylveranderinge en die regte medikasie. So sien gerus jou dokter daarvoor. Daar's baie wat die mediese tans kan doen vir hierdie leefstylsiektes. 'n Kontaknommer waar 'n persoon met u in verbinding kan tree as hulle enige vrae het? Ja, ons is by Medikliniek by Panorama en die kontaknommer is 021 930 5648. En meeste mense kan eintlik met hulle eie huisdokters ook in kontak tree, want meeste dokters weet hoe om diabetes te behandel, ten minste die vroeë fases van diabetes. Baie dankie dat u met ons hierdie tyd kon deel om met ons te praat oor diabetes en baie seën en sterkte op die praktyk daar in Kaapstad. Baie dankie Brian, baie seën vir julle en die luisteraars. 93,4 FM